Dag sy broers en susters, ek hoop en vertrou, dit gaan goed met iedereen en elkeen van julle. Die lig, Torah, waarheid en die Messias se gehoorsaamheid. Vandag wil ek met julle praat oor 'n onderwerp wat die hele hart van die skrif vorm. Wat is die lig? Wie dra die lig? En waarom het sommige mense geen lig in hulle nie? Ons gaan 'n bietjie kyk in die skrifte. En ons gaan die volgende waarneem of ons gaan die volgende stellings toets. Die lig van die skrif is Torah, waarheid en die woord van Jahwe. Die Messias is die lig omdat hy volmaak gehoorsaam was aan die Torah. Wie ongehoorsaam is, het geen lig in hulle nie, maar wandel in die duisternis. Die apokriewe bevestig hierdie waarheid presies soos wat die gewone skrifte doen. Nou laat ons gaan kyk. Wat is die lig volgens die skrif? Die wêreld het sy eie definisie van lig, maar die skrif gee 'n baie duidelike, onverganklike definisie. Spreuke 6 vers 23, want die gebod is 'n lamp. 'n Lamp skyn en gee lig. Die onderrig van die gebod is die lig. Want die gebod is 'n lamp en die onderrig is 'n lig. Hier leer ons dat die gebod die lamp is en lering of onderrig in hom gee daardie lig. Hier is nie opinie nie. Dit is wat die skrifte sê. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Die woord self verlig. Nie mense wysheid nie, Jahwe se Torah. Dit is sy woord. Psalm 119 vers 142. U geregtigheid is die ewige geregtigheid. U wet is die waarheid. Die waarheid is die lig. Hoe weet ons dit? Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, is daar geen lig in hulle nie. Moet ek dit weer lees? Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, is daar geen lig in hulle nie. Die lig is die wet en die profete. Duisternis is die verwerping van hierdie wet. Wysheid van Salomo, ons gaan kyk nou op die apokriewe. Wysheid van Salomo vers 18 vers 4. Hulle wat die lig van die wet verwerp het, is deur duisternis oorval. Torah is lig. Dit is die oorspronklike Hebreëse tradisie. Dit is hulle verstaan van lig gewees van die begin af. Hoe en waarom is die Messias dan die lig? Hy sê dan hy is die lig vir ons. So as die skrifte vir ons sê wat die lig is, dan moet dit mos dieselfde bly van die begin tot die einde. Die Messias het nooit gesê hy is die lig omdat hy 'n God is nie. Daar is nie 'n vers wat dit ondersteun nie. Hy sê hy is die lig omdat hy die waarheid in die waarheid leef en die gehoorsaamheid volmaak uitvoer. Hoe bewys ons dit met skrifte? Kom ons gaan na Johannes 8 vers 12 toe. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Hoekom is hy die lig? Die antwoord gee hy self. Johannes 14 vers 31. Sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net wat die Vader beveel. Hy is die lig omdat hy doen wat die gebod vereis. Hy leef in die wet, die Torah, en hy is gehoorsaam aan die Vader. Daarom is hy die lig. 1 Johannes 2 vers 6. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het. As hy gehoorsaam aan Vader is, moet jy ook wees, want jy moet wandel soos hy gewandel het. Jesaja 42 vers 6 tot 7 is 'n messiaanse profesie. Ek gee u as 'n lig vir die nasies, om die oë van die blindes te open,
Jesaja 42 vers 21. Jahwe het welbehae daarin om sy wet groot te maak en te verheerlik. Ons gaan 'n bietjie lees in die Apokryfe, op by Benserag, een van my gunsteling apokryfe boeke, vers 24, hoofstuk 24 vers 23. Alles van die boek van die verbond van die Allerhoogste, die wet van Moses, ons beveel dit, moet gedoen word. Die Messias gekom om die lig te herstel, want hy is 'n profeet soos Moses. Daar is baie video's wat ek gemaak het hier oral. Wie ongehoorsaam is, het geen lig in hom nie. Ons het al klaar gelees in Jesaja 8 vers 20. Ons gaan dit weer lees. As hulle nie volgens hierdie woorde spreek nie, die wet en die getuienis, nee, is daar geen lig in hulle nie. Geen lig in hulle nie, nee. Geen lig beteken duisternis. Dis nie 'n blote toeval nie. Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. So jy moenie eers probeer om te bid as jy jou ore weggedraai het van die wet nie. So ongehoorsaamheid is geestelike doofheid. Geestelike doofheid is duisternis. 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons gemeenskap met hom het en in die duisternis wandel, lieg ons. Ons kan nie gemeenskap met hom hê wanneer ons wandel in die duisternis nie. Ons het ons nou gedefinieer wat die duisternis is. Volgens die skrifte. Hosea 4 vers 6. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die wet verwerp het, sal ek jou verwerp. Soveel mense maak aanhaling tot dit, dat die mense te gronde gaan, omdat hulle nie kennis het nie, maar hulle maak nie dit klaar, deur te lees dat jy die wet verwerp nie. As jy wetteloos leef en jy die wet volg nie, is jy sonder kennis, is jy sonder insig, en is die lig nie in jou nie. Tobit 13 vers 6. As jylle na hom terugkeer, sal jylle in die lig wandel. As jy jou bekeer en terugdraai na die weg van Vader, dan sal jy in die lig wandel. Duisternis is die verwerping van die wet en die profete. Jesaja 6 vers 9 tot 10. Hoor jylle voortdurend, maar verstaan nie. Maak hulle ore swaar, sluit hulle oë. Oordeel vir die ongehoorsaamheid, 'n geestelike blindheid. 'n geestelike blindheid, so jy kan nie die waarheid sien nie. Jesaja 42 vers 18 tot 20. O doofes, hoor. O blindes, kyk en sien. Jy het baie dinge gesien, maar jy het nie daarop gelet nie. Hulle het die wet, maar weier om te luister. Dis wat dit beteken. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van Jahwe is die begin van kennis. Dwaase verag wysheid en tug. Dwaase is ongehoorsaam en hulle het geen kennis en hulle het geen lig. Wysheid van Salomo 17 vers 2. Terwyl ons onreg gedoen het, is hulle deur duisternis omring. Duisternis is die rebellie teen die wet. Waarom is die Messias dan die lig vir ons? Nie omdat hy 'n nuwe waarheid bring nie, maar omdat hy die oorspronklike lig, die oorspronklike wet herstel. Johannes 1 vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Sy lewe is 'n volmaakte gehoorsaamheid. Daar die lewe is lig. Kies vandag vir julle dan die lewe, né? Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Kies die nie dood, vers 15 tot 68. Johannes 12 vers 49 tot 50, want ek het nie uit myself gespreek nie. Want dit spreek ek soos die Vader vir my gesê het, né? So hy spreek nie uit homself uit nie. Hy kom nie met sy eie woorde nie, hy kom met die woorde van die Vader, net soos al die ander profete gekom het, om die mense te waarsku, om terug te draai, te bekeer, na die wette, verordeninge en insettinge van Vader. Psalm 40 vers 8, U wet is binne in my, né?
Sien jy hoe hulle in die ou wet en profete praat van die wet wat binne hulle harte is, binne in hulle is. Dis nie 'n nuwe ding in die Nuwe Testament nie, dit bestaan al van die begin af. Dit is die lig wat in die mense skyn, is die wet wat in hulle harte is. Die lig is nie oor 'n feeling wat jy het nie. Of die kerk se begrip. Dit is die Torah. Dit is die wet. Dis die lig wat op jou skyn. Torah is die lig. Die gebod is die lig. Die waarheid is die lig. Hulle is almal een en dieselfde ding. Die Messias is die lig omdat hy gehoorsaam was en onderrig gegee het in die lig, die woord, die Torah, die wet. Hy het dit nie verwerp nie. So hy is nie in die duisternis nie. Die wat dit verwerp, daar is geen lig in julle nie. Julle is in die duisternis. Jesaja 8:20. Ek hoop hy het die boodskap val op goeie ore. Mag julle 'n geweldige goeie dag hê.